Goed gemeente, kom ons begin dan nou met ons toetrede liedere. Ek het hierdie keer vir die oralis gevra om vir ons 2 liedere te kies. Soos uit julle geleedere uit, en julle moet kliphard sing, want hierdie tannie kan vrek mooi orgel speel. Ons gaan 2 liedjies saam sing saam met die oralis, en daarna kan julle bly staan vir die uitspreek van die seën. Gemeente, kom ons ontvang nou die seën van die Here. So spreek die Here, luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Genade en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here. Amen. Goed julle, kom ons sing dan nou ons loflied saam. Ons sing saam lied 205 vanaf vers 1 en vers 2.
Gemeente, wanneer ons hierdie tyd van die jaar binne gaan, dan is ons in 'n tyd waar dit half koninkrykstyd is, soos ons dit noem. Maar dis nie net koninkrykstyd, dis die tyd waarin ons weer saam dink aan die Gees en veral die woord wysheid. En dit is die rede hoekom ons spesifiek in hierdie tyd baie keer omgaan met die wysheidsgeskrifte. So wanneer ons vandag, julle is baie welkom, kom binne. Wanneer ons vandag 'n bietjie gaan saam dink en vir die volgende maand 'n bietjie gaan saam lees. Ek sal nie volgende Sondag bel nie, dan is ek by Queenstown, maar van daar af daai naweek daarna is ek weer vir 'n maand hier by julle. So wanneer ons gaan saam dink in hierdie tyd, gaan ons baie saamwerk uit die wysheidsgeskrifte. En dit is om 'n bietjie na te dink aan die sin van die lewe, vrede in jou lewe, die doel van die lewe en wat het God daarmee te doen. En dit is nogal 'n ongelooflike pad om dit saam met die wysheidsleergieriges van die Bybel te stap. Maar voordat ons daarmee begin, voordat ons daarmee begin, kom ons lees eers saam uit ons wet en ons belydenis en dan maak ons saam met die gelowiges van alle eeue as ons nou ons geloofbelydenis opsê. Dan staan ons saam met hulle op en dan sê ons saam met die gelowiges van alle eeue, duisende jare terug, sê ons ook ons geloofbelydenis saam met hulle op. Maar voor ons dit doen, kom ons by die wet. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in God se oë. Laat ons dan ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en ons liefdeloosheid. Hoor hoe hierdie wet opgesom word in Markus 12 vanaf vers 28 tot 31. En een van die skrifgeleerdes het hulle hoor geredeneer en hulle het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n baie goeie antwoord gegee het, vra hy hom: "Wat is die heel grootste gebod?" En Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." En waar hierdie gedeelte vandag inkom, ekskuus, dit voel of my oë ook 'n bietjie koud kry, hulle wil nie lekker fokus vandag nie. Maar waar hierdie gedeelte baie belangrik is vir ons vandag, is wanneer hierdie gelowiges in hulle tyd met hulle mense praat, en Jesus met hierdie mense praat, moet ons een ding baie mooi besef. Die Grieke en die Romeine het op die toneel begin kom. En wanneer die Grieke en die Romeine op die toneel kom, dan het daar skole ontstaan. Ons noem dit vandag 'n gimnasium, maar dit is soos wat ons ken 'n gym waar jy weet met gewigte oefen nie. 'n Gimnasium is 'n plek soos 'n skool vandag vir geletterde kinders en ons baie min van hulle. So wanneer jy in 'n gimnasium gekom het, dan was daar baie oor en weer geredeneer. En nie geredeneer in die sin van baklei nie, daar's opinies heen en weer gegooi en almal het deelgeneem aan daardie opinies. Nie daai sieklike tipe opinies wat ons deesdae het in ons jong mens van my opinie en maak nie saak wie daarmee saamstem of nie, myne en myne alleen en almal anders gaan baklei raak nie of almal anders hou nie van my nie. Dis nie daai tipe van wat ons vandag beleef nie. Dis 'n redeneer van wie het 'n stelling en hoe meer mense 'n stelling het, hoe meer mense kom na die gimnasium toe en maak die gehoor groter. En hoe groter gehoor jy het, hoe meer word daar oor jou geskinder. En hoe meer word daar oor jou geskinder raak, hoe bekender en gewilder het jy geraak as iemand wat wysheid het. So, dis 'n ander tipe manier as wat ons daarna kyk, maar wanneer ons hierna kyk, en wanneer jy vir Jesus sien waar hy hierdie vraag antwoord, moet jy 'n groot menigte mense sien, want hulle begin te skinder oor hom. En hulle begin hom te bespreek, as iemand wat ons uit hierdie geleedere moet begin uitkry. So, Jesus staan in die middel, en wanneer hy vir die mense sê, ek het die antwoord, dan praat hy oor liefde. En hy praat oor verhoudings. Kan jy jouself indink tussen mense wat slim is en hulle koppe gebruik, hoe kom 'n antwoord soos hierdie vir hulle voor? Definitief nie baie goed nie. Goed, broers en susters, ons het sopas die wet gelees. Ons het sopas gelees wat God vir ons sê die belangrikste is, liefde en verhoudings tussen God en tussen mekaar en met onsself. Maar kom ons hoor so 'n bietjie
In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, het ons Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Dit is beter. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drenige God. Kom ons bely dan nou staande, som die gelowiges van alle eeue. Kom ons bely dan nou ons geloof. Ek gaan dit vir ons saam lees, die van julle wat hom by hart en siel ken, is baie welkom om hom saam met my op te sê. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Goed gemeente, nadat ons gehoor het van een kerk wat gegrond is op die leer van die apostels. Apostel beteken in Afrikaans vertaal, iemand wat die woord hoor, uitgaan en dit gaan lewe, en sy hele hart gee om vir die wêreld die hoop te bring. Nou het ons geleer dat ons deel van so 'n kerk is. Kom ons sing saam na die wet en belydenis lied 220, vers 1 en vers 2, en daarna kan julle sit, dan gaan ons met die prediking begin. Oh
Goed gemeentelede, ons het laas Sondag uit die boek Spreuke gepreek. Dit was die eerste wysheidsgeskrif wat ons kry. Die tweede wat ons kry is die boek Job. En vandag gaan ons uit die boek Job uit ons teksgedeelte lees. Die heel laaste hoofstuk van Job 42. In my Bybel, die van julle wat nie voor tot op die bord kan sien nie, 2020 vertaling is bladsy 556 in die Ou Testament. Job hoofstuk 42. Job se antwoord aan die Here. Job het die Here geantwoord. Hy het gesê: Ek weet dat U alles kan vermag, dat geen plan vir U onuitvoerbaar is nie. Wie is die een wat 'n plan verberg terwyl hy geen kennis het nie? Daarom het ek sonder begrip, ja sonder kennis, my mening gegee oor dinge wat vir my te wonderbaar is. Luister en ek sal praat. U het gesê, ek sal jou ondervra, lig jy my dan in? Op hoorsê het ek van U verneem, maar nou het my oog U gesien. Daarom roep ek dit, en het ek berou in stof en as. Naskrif. Nadat die Here hierdie woorde vir Job gesê het, het die Here vir Elifas uit Teman gesê: My toorn het ontbrand teenoor jou en jou 2 vriende, want julle het nie soos my diensknegt Job gesê, wat reg is oor my nie. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme. Gaan na my diensknegt Job en bring ter wille van julleself 'n brandoffer. 'n Brandoffer, ek gaan net gou stop vir 'n ligte oomblik. 'n Brandoffer is wat ons tipies in die tempel sal gekry, want dit het baie vet. So wat jy doen is jy brand hom, en daai vet as hy braai, dan die volke en die nasies van die omliggende gebiede ruik dit. So almal vra, waar kom dit vandaan? Waarom is hierdie groot ryk offer? Waarom is hy nodig? So wanneer ons die brandoffer het, en wanneer jy dink aan die 3 vriende wat dit moet bring, moet almal weet dat God bedoel besigheid met hierdie. Hy wil hê sy naam moet skoon gemaak raak. Goed, kom ons gaan aan. Vers 8, die helfte van vers 8. My diensknegt Job moet vir julle bid, dat ek julle nie iets onbehoorliks aandoen nie. Ek sal net teenoor hom goedgesind wees, want julle het nie soos my diensknegt Job gesê wat reg is oor my nie. Elifas uit Teman, Bildad uit Soag en Sofar uit Nahama het toe gegaan en gedoen wat die Here vir hulle gesê het, en die Here was Job goedgesind. Die Here het Job se lot verander toe hy vir sy vriende gebid het. Die Here het alles wat Job besit het vermeerder, dubbel soveel. Al sy broers en susters en al sy vorige kennisse het na hom gekom en saam met hom in sy huis brood geëet. Hulle het met hom meegevoel betuig en hom getroos oor al die onheil wat die Here oor hom laat kom het. Elkeen van hulle het vir hom 1 kesita en 1 goue ring gegee. Kesita is 'n tipe van geldvorm in hulle tyd. En 1 goue ring gegee, vers 12. Die Here het die einde van Job meer geseën as hy begin. Hy het 14.000 stuks kleinvee, 6.000 kamele, 1.000 pare beeste en 1.000 donkiemerries besit. Hy het ook 7 seuns en 3 dogters gehad. Job het die eerste dogter Jemima genoem, die tweede Kesia en die derde Kerenapoeg. Ek bly my kind het nie daai naam nie. Vers 15. In die hele land kon daar nie vroue so mooi soos Job se dogters gevind word nie. Hulle vader het aan hulle 'n erfdeel saam met hulle broers gegee. Job het daarna 140 jaar lank geleef. Vir die Jode, om net gou by vers 16 te stop, vir die Jode was 'n goeie, respektabele ouderdom om dood te gaan, hier by die ouderdom van 70. Dis nie ons jare nie, dis hulle jare, maar 70 was 'n min of meer geseënde ouderdom. Soos hulle praat van 140 is dit baie meer as geseën, is dubbel geseënd. Goed, kom ons gaan aan. Hy het sy kinders en sy kleinkinders se nageslag gesien, 4 geslagte. Job het gesterf, oud en versadig van lewensdae. Gemeente, ons gaan vandag net tot sover lees. Gelukkig is die wat die woord van die Here hoor en daarvolgens gaan lewe. Ek wil vra terwyl ons net so met die Bybel oop vir ons sit, kom ons bid saam. Ons almagtige Here God, Here, vandag vra ons dat U vir ons U woord sal oopbreek.
Here, daar waar elkeen van ons 'n pad en 'n lewe saam met U loop, Here, en partymal mense is in wonder, en partymal kwaad is, en partymal wil moed opgee. Here, is ons nie uniek aan hierdie wêreld nie, want alle gelowiges van alle tye het ook al hierdie pad geloop. Here, vandag wil ons vir U dankie sê vir iemand soos Job wat in die Bybel geskryf staan. Ons weet nie of sy naam Job was nie, maar ons weet sy storie is een van die mensdom. Ons wil vir U dankie sê dat ons ook soos Job na 'n lewe met baie struikelblokke en baie seer en baie ontnigterings wat oor sy pad gekom het, op die uiteinde van die dag 'n lewe saam met U, 'n vol lewe kan lewe. Vader, daar waar elkeen van ons in ons spesifieke omstandighede sit, met 'n spesifieke lewe wat voor ons lê, wil ons vir U dankie sê dat ons saam met die gelowiges van alle eeue ook vandag kan erken. Ons aanbid 'n groot en ons aanbid 'n goeie God. Vader, daarna wil ek vir U vra dat ons asseblief saam met ons gemeentelede wil gaan. Hier is so baie van ons gemeentelede wat siek is, bitter siek is op hierdie oomblik. Ons het so baie van ons gemeentelede en geliefdes in Boshoff en omgewing wat die afgelope tyd afgesterf het. Here, is so baie van ons gemeentelede wat regtig bedroef in hierdie kerk sit vandag, omdat hulle iemand spesiaal aan die dood afstaan, of wonder of die persoon uit die hospitaal uit gaan kom. Vader, ons dra vandag daar die families, daar die gesinne, dra ons aan U op. Here, ons wil vra dat U hulle styf sal vashou, en hulle geliefdes styf sal vashou, want hulle is mekaar kosbaar. Here, ons vra dat U door die familie, die warmte en die liefde van net ons God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees kan gee. Ons bid vir ons gemeente, Heer. Ons bid vir die synode sitting. Heer, en ons bid en ons vra dat almal van ons in hierdie week wat voor lê, werklik apostels in ons harte sal wees. Dankie dat ons al hierdie goed van U kan vra. Dankie dat ons weet U is vir ons 'n goeie God. Amen. Daar was in die 1920s 'n man met die naam Joseph Kafka. En hy was 'n baie bekende skrywer gewees. Baie van sy boeke. En hy was baie beïnvloed deur Job. En hier is 'n storie, almal van julle ken die bekende sielkundige Carl Jung, nê? Dis mos soos Freud en Jung, hy is ook een van die bekendes. Maar Joseph Kafka het 'n storie geskryf wat in sy lewe met hom gebeur het. En ek kan nie ophou nie, maar dit is vrek mooi, maar ek moet dit nou vir julle vertel. Hy het in Duitsland gebly en hy en sy geliefde vrou, of van was diamant. Hulle het geloop in 'n park in Duitsland, met hierdie dik paadjies, dan moet jy jouself indink, daai pragtige woude en parke wat in Duitsland is. En hulle loop in hierdie park, en ons 'n dogtertjie wat op 'n bankie eenkant sit en huil. En sy huil onbeheers, en sy kan nie getroos raak nie. En Joseph Kafka se vrou staan daar stil en sy vra vir haar, "Wat is fout, dogtertjie?" En sy sê, "Ek het my pop verloor en ek kry nie my pop nie, en ek het nou teruggekom na die parkie toe en ek soek my pop en ek kry nie my pop nie." En die skrywer wat Joseph Kafka is, buig toe by haar en hy sê toe vir die dogtertjie, "Nee man, is dit jou poppie wat op 'n reis gegaan het?" En die dogtertjie se tone begin so optoog en sy begin half rustig raak en hy sê, "Jou poppie het nou verby ons geloop, sy gaan op 'n reis oor see. En sy het beloof, sy gaan vir jou 'n briefie skryf, maar sy kon jou ook nie kry nie, en toe gee sy haar adres vir my, en ek gee my adres vir haar. En ons gaan vir mekaar briewe skryf. Maar ek het nou 'n deal wat ek met jou wil aangaan. Jy moet eenmaal 'n week na die parkie toe kom, en dan lees ek vir jou haar briewe wat sy vir my geskryf het, van al haar avontuurreise." Obviously is die pop weg. Maar Joseph Kafka gaan elke week na die parkie toe. Hulle ontmoet mekaar daar, dit het 'n spesifieke tyd. En
En dan lees hy vir haar hierdie avontuurlustige briewe. En dit is ongelooflike oulike briewe. Gaan lees dit eendag vir jou kinders. Maar hy lees vir haar die briewe van hierdie pop wat deur al die avonture in die wêreld gaan en wat sy alles sien in die sonsopkoms en die sonsondergang en die sterretjies en al die blommetjies en al die vreemde lande en al die mense en is avontuur op avontuur. En een goeie dag, toe die dogtertjie weer by die parkie aankom, toe gee hy vir haar 'n poppie. En hy sê vir haar, ek het jou pop gevind, sy het teruggekom. En die dogtertjie kyk die pop so aan, sy sê vir hom, maar oom, dis nie my pop nie. En hy kyk haar so aan en hy sê vir haar, dit is jou pop. Maar sy het vir jou 'n briefie geskryf, want met al die reise wat sy gevat het, het sy verander. En nou is dit jou nuwe pop. En hulle vertel later die dogtertjie groot geraak, en eendag toe kom sy agter dat Josef Kafka se vrou het 'n tipe van 'n ingang in die pop gemaak en ons 'n briefie in, wat hy vir haar gelos het, 'n laaste tata briefie. En ek kan nie die woorde woord vir woord presies onthou nie, maar dit kom daarop neer. Die lewe werk so, Kinta, dat 'n mens altyd iewers liefde gaan verloor. Dis 'n gegewe, dit gaan gebeur en dis nie lekker nie. Maar dat liefde op 'n ander manier na jou gaan terugkom. En dit is ook 'n feit. Wanneer ons vir Job lees, dan het ons 'n effens van 'n probleem. Ons kry nie 'n geslagregister saam met Job nie. Nou vir ons wat wetenskaplikes is dit 'n bietjie van 'n probleem, want dan gaan dominees bo op kansels moet staan en sê, gemeente, ons dink nie dat die man Job het bestaan nie, wat dit 'n probleem maak vir julle, want alles wat in die Bybel staan wil 'n mens glo. Maar gelukkig, die wetenskaplike wat ek is wat hier bo staan, kan vir julle die volgende ook sê. Hy het nie moontlik bestaan as Job nie. Sy vriende se name was nie Sofar en Bildad en Elifas nie. Dit is nie noodwendig te sê dit was hulle name nie. Maar hierdie storie van Job gaan oor die storie van Job. Dit gaan oor 'n hele skrywer, en mag ons noem dat die skrywer van Job hierdie genius was wat stories geskryf het vir kinders van die avontuur van 'n mens wat in hierdie lewe iewers sy liefde, sy pop verloor het, en iewers langs die pad het die Here elke week met hom in 'n park gesit en met hom gepraat en vir hom vertel van drome en die lewe en die sin van die lewe, of soos ons dit noem, die wysheid. En iewers het God vir hom 'n nuwe pop en nuwe liefde gebring. So kom ons begin 'n bietjie saam te werk oor Job. Job was 'n man, of dis is 'n storie van 'n man. En as ons in die Hebreëus lees, dan is dit van die ou Oosterse adel. Nou goed, dit kom neer op die volgende. Jy weet so ryk soos wat die Arabiere vandag met olie is, dis min of meer die skatte wat hier aangegaan het. Dis min of meer die lyn waaruit hierdie spesifieke figuur kom. Skatte, rykdom, alles wat sy hart begeer, by hom. Kinders, baie kinders, 7 seuns en 3 dogters om presies te wees. Dis 'n geseënde nommer vir die wat gewonder het, vir die Jode. En nie sommer enige dogters nie. Ek sal nou nie die spesifieke name van die dogters vir my dogter gee nie, so jy weet, Hapur is nou nie 'n mooi naam nie, maar die punt van die saak is, vir hierdie mense en vir die vertaling, beteken dit, die een dogter se naam beteken duif. En die volgende dogter se naam beteken, daai pragtige oogmaskara, wat die Arabiere aan hulle oë smeer. Skaars. Die ander beteken skat. Skaars, mooi. Hy is so geseën, en hy het so baie skatte, dat hy vir sy seuns kan dit erf, en sy 3 dogters. En in die kultuur waarin hierdie mense leef, waar dogters 'n stuk eiendom was, kan hy sy dogters se name
skat. 'n Duif, ons weet nie die duif of dit dalk 'n arend was, of 'n valk was, wat vir die Arabiere baie belangrik was nie, maar dit het 'n pragtige naam. Iets van 'n adelike voël, 'n adelike duif van soorte. En hierdie pragtige, baie skaars gemering wat jy kon kry. Jy ruik sommer die liefde. Jy ruik sommer familiebande. Jy ruik sommer iemand wat op 'n afstand, iemand wat so baie het, hy het nie meer nodig om te gee wat die samelewing sê of dink of doen nie. En dan begin die hele vertelling af te speel in 'n groot hofsaal. Job is net 42 hoofstukke. Doen jouself 'n guns en gaan lees die boek Job. Begin in 'n hofsaal. Hierdie adelike man. En dan kom God en Satan sê, hierdie man het genoeg om gemaklik te wees. Hy's geseënd. Hy's 'n adelike. Wanneer hy iets verloor, gaan hy God afskryf. Vind ek en jy iets van dit in ons eie lewe? Ek hoop jy doen. Ek dink almal van ons het iewers in ons lewe bederf gewees. Ek hoop en bid dit vir almal toe. En ek dink ons almal het al iewers in ons lewe 'n baie belangrike stuk van ons puzzle langs die pad moes prysgee. En wanneer dit gebeur, dan weet jy die volgende oggend, as jy die vorige aand kon slaap, my lewe gaan nooit weer dieselfde wees. Ek gaan nooit weer dieselfde mens kan wees nie. Maak nie saak wat met jou gebeur het nie. So nou kom Job, God en Satan. God sê vir Satan, vat alles van Job weg. Hy verloor sy kinders. En dan lees ons dat hy 'n verskriklike siekte wat hom beetpak. Verloor sy geld. Hy verloor baie stukke van sy puzzle, letterlik oornag. Ek dink nie as ek in Job se skoene was, daai aand sou ek lekker kon slaap nie. Ek dink nie ek sou vir die volgende 2 weke 'n eetlus gehad het, as ek in Job se skoene was nie. En Job moet hierdie pad begin loop, van 'n man wat 'n silwerlepel in sy mond het en ewe skielik, alles is weg. Sy geliefde kinders, sy geliefde dogters, wat hy gekoester het. En dan begin ons te sien hoe hierdie storie begin afspeel tussen sy 3 vriende. Hulle begin na hom toe te kom, eers aanvanklik hier by hoofstuk 4 in Job met bietjie geduld aan hulle kant. Job, wat het jy gedoen om vir God so kwaad te maak? Gaan dink 'n bietjie. En dan lees ons verder en verder, en dan kom ons hier by hoofstuk 28 in Job, en dan die vriende hulle geduld verloor. Hulle is mislik, hulle is kwaai, jy moet nou begin fokus hierson. En so sien ons hoe die hele Job se boek saamgestel is van die vriende wat kom, en aanvanklik geduld het, en later bietjie minder, en later niks meer nie. En dan sien ons hier by hoofstuk 28 tot hoofstuk 30, hoe hulle nou wil begin om vir God te begin ondervra. God, jy moet nou kom dat Job met jou kan praat, dat jy hierdie ding nou kan uitsorteer. En wat gebeur in die hofsaal wanneer God moet opdaag? Nee, weet julle wat gebeur? Sy vriend daag op. Die vriend sal sommer namens God praat. Dis so menslik. Dis so vol opinies. En elkeen van ons wat hier sit, het ons nou vir jou 'n lekker opinie, en dit is so vol van dit hier in Job. En so gebeur dit dat Job en God op 'n stadium mekaar in die oë kyk. En Job hou nie op om te sê, my God is my God is groot, my God sal my nooit eenkant toe skuif nie.
My God sal my nooit straf nie. Maar ek is eerlik, ek wat Job is, voel so 'n bietjie alleen op hierdie oomblik. Ek voel so 'n bietjie verlate. Ek voel so 'n bietjie dat ek te nagekom raak. Maar my God is by my. En dan lees ons aan die einde van Job, hoe die Here en Job in hierdie gesprek tree. Waar God vir Job sê, ek het jou nooit eenkant toe gegooi nie. Maar wat gebeur het is, jy het 'n avontuur in jou lewe geonderneem. Jy het die avontuur van die lewe in jou lewe geonderneem. En die lewe is die lewe. En as jy dit reg doen, gaan dit jou verander. En as jy die mense wat oor jou pad gekom het, wat ek oor jou pad met baie liefde, en met sulke 2 vingertjies uitgesoek het, wat ek oor jou pad gestuur het, as hulle oor jou pad gaan kom, en hulle gaan jou mentor in die lewe, gaan jy nooit weer dieselfde mens kan wees nie. Jou pop het verander. En dan lees ons die uiteinde van hoofstuk 42. Job se antwoord aan die Here, en dit is die laaste een wat ons lees hierso. Waar tussen God en Job daar hierdie gesprek is, waar Job vir die Here sê, Here, ek wil jou aanpraat, maar ek het nie besef dat jy die een was wat elke week saam met my op daai bank kom sit het, my hand vasgehou het en saam met my deur my avonture geloop het nie. Ek het nie besef, my pop gaan so verander nie. Ek het nie besef, dat daar 'n dag gaan kom, dat ek vir U kan dankie sê, dat U vir my laat lewe nie. En dan sluit hy af, en dan wanneer hy afsluit, dan sien ons hoe die Here vir Job letterlik met alles dubbel seën, behalwe sy kinders. Dis ons weet, die kinders is regtig 'n baie groot deel van hierdie verhaal. Alles is dubbel, die diere is dubbel, die slawe is dubbel, die geld is dubbel, alles is dubbel, behalwe die kinders. En dan kom hierdie dubbel goed, en mens dink by jouself, probeer God nou, dis nou ons mense, onthou ons is almal ouers, nê? Ons almal het al 'n kind 'n pak gegee, en dan voel jy skuldig na die tyd, want dit was eintlik jy wat ongeskik was, en dit was nie eintlik die kind wat stout was nie, jy weet. En dan kom jy, en dan wil jy mos probeer kompenseer. Kom my ou kindjie, kom sit hier by my, kom mamma gee vir jou 'n suiwstokkie. Ons almal het dit al gedoen, ek kry skaam om te sê, maar ons almal het dit al gedoen. En mens wonder partymal, die Here het vir Job deur hierdie swaar tye gesien, probeer hy te kompenseer om alles vir hom dubbel toe te seën. En dan kom die Hebreëus en hy verander die hele ding. Hy sê nee, dit is 2 verskillende mense. Die Job aan die begin was een, ek wil al weer daai vergelyking van Josef Kafta se verhaal gebruik. Die een was 'n pop aan die begin, wat op reis gegaan het, en die ander een was 'n Job aan die einde. 2 verskillende mense, 2 verskillende take, maar die verskil kom in, het hulle die avontuur gelewe. Daar's baie keer, wanneer ons predikante by siek mense kom staan. Dankie tog daarvoor. Het hierdie ouetjie, dankie tog, nie al die antwoorde nie. Ek het eendag 'n prof gehad wat gesê het, mense is altyd bang, julle het nou in julle gemeente baie mense wat nou oorlede is of bitter siek is. So dit gaan beteken ons baie van hulle vriende, partykeer familie wat nou hier gaan sit. Julle gaan te bang wees om te gaan kuier. Julle gaan te bang wees om daai bak lasagne vir die familie te vat. Want wat sê ek vir die mense? Hoe sê ek is jammer vir jou verlies? Dankie tog. Niemand van ons het die antwoord nie. Hierdie ouetjie het nie die antwoord nie. Maar ek het 'n prof gehad wat eendag, toe ons daai vraag vir hom gevra het hy vir ons die volgende antwoord gegee. Hy het vir ons gesê, wat doen 'n Labrador hond?
Hy vat sy snoet, hy sit hom nie op jou skoot neer as jy langs hom gaan sit. Hy praat nie, hy het niks grand en slim te sien. Veral nie, jy moet sterk wees nie. Veral nie dit nie. En dan wanneer hy op jou skoot lê, dan kan die ander persoon dit reg kry om op daai hond se kop te huil. Niemand sê niks. Maar jy staan. Wanneer ons na Job kyk, in die lewe, en die avontuur van die lewe, lekker en sleg, is die een ding wat ons vandag sien. Dit voel nie vir ons God is daar nie, want hy praat nie. Dit voel nie vir ons God is in daai avontuur as dit horrible met ons gaan nie. Want ons nie iets slims wat hy sê van doen dit en jy kom uit dit uit nie. Ons weet partymal daai fortuinverteller wat ons God wil noem wanneer ons hom nodig het, moet uit daai kas uit klim en sê, doen nou dit, alles is oor môre reg. En nou gebeur dit nie. Wat ons wel lees in Job, is dat jy 'n getroue vriend, wat niks sê nie, en saam met jou lewe leef. Dis 'n avontuur. Dis bedoel om geleef te raak. Jy gaan partymal jou toon staan, jy gaan partymal 'n knie het wat bloei, jy gaan partymal by lekker aftrondes kan afry, en ek vriend, daar gat jy, en dit is wind deur jou hare en is heerlik. En dan gaan kere wees wat jy en daai fiets mekaar misverstaan en jy val holders te boulders, toe in die veld in. En dit is oké. Want die troos is, ons het God, wat saam met ons deur daai avontuur loop. Ons het daai wysheid, waar ons nooit hoef te wonder nie. Daai vrede, wat ons nooit hoef oor te wonder nie. God is met ons. Hoe weet ons dit? Wanneer ons vir Job lees, ons elke keer in Job daai belofte, ek is, ek is, ek is. So, kom ons vat hom vas, en ons som hom op. Ek en jy het nie die antwoorde van die lewe nie. Ons wens ons het gehad, maar ons het nie. Wanneer ons vir Job lees, wanneer ons hierdie wysheid lees, wanneer ons nadink oor die sin van die lewe, dan ken ons eie avontuur. Die vraag wat Job vir jou vra, is jy werklik waar bewus daarvan, dat jou pop 'n pragtige avontuur geneem het, en dat hy nooit weer dieselfde gaan wees nie? En in die tweede plek, het ons die harte om saam met mekaar 'n ander een se avontuur, wat dalk hartseer en seer op hierdie oomblik is, te kan lewe. Om dalk vir iemand anders daai hoop te bring, om dalk vir iemand anders wat iets verloor het, wat vir hulle baie kosbaar is, vir 'n paar keer daar te sit, en ook saam met hulle deur hulle avontuur te loop. Of is ons net vir onsself hier? Ek kan nie vandag vir jou die antwoord gee van jou lewe nie. Jy weet wat in jou lewe aangaan. Jy weet wat by jou, in jou lewe, op jou avontuur gebeur. En dan sal 'n ander ou baas wat weet. Daai ene. Mag jy, wanneer jy alleen en verlate voel, mag jy as jy jou hand uitsteek, 'n warm kop voel. Mag jy, wanneer jy huil, weet jy is nie alleenig nie. Mag jy die God van genade en liefde in jou lewe voel. En mag jy soos Job, of die man, mag jy so saam met hom 'n pad loop, dat wanneer jy op die uiteinde aankom met 'n nuwe jy, dat jy weer vir God kan sê, dit was nou 'n ander avontuur hierdie. Dit was nou onverwags. Ek het nie dit gesien kom nie. Maar God, ek is dankbaar
dat U saam met my die pad geloop het. Ek is dankbaar dat in my twyfel en swartgalligheid was U daar. Mag ek en jy in die uiteinde die seën wat in ons lewe oor ons uitgespreek raak, weer raak sien deur die donker. Amen. Goed gemeente, ons almal is 'n Elifas en 'n Bildad en 'n Safar vriend met menings. So mag jy, wanneer jou vriende of jouself deur 'n lewensreis loop, vir Job nader trek hier in die Ou Testament en bietjie daai 42 hoofstukke gaan lees van mens wees en dat jy nie uniek en alleen in hierdie lewe jou pad deurveg nie. Ons lewe gelukkig saam met gelowiges van alle eeue. Kom ons neem asseblief na ons offergawes op in ons tye met ons avonture. Sorg die Here nog steeds vir ons. Kom ons neem ons offergawes op want hy was vir ons 'n goeie God hierdie jaar. En daarna gaan ons begin sing aan ons slotsang lied 511 vanaf vers 1 en vers 2. Maar kom ons neem eers die offergawe op. Goed gemeente, kom ons sing na ons laaste slotgesang staande, lied 511, vers 1 en vers 2. Daarna bly julle staan vir die uitspreek van die seën en daarna die amen. See
Die volgende seëngebed noem ons die Aaronitiese seëngebed. Dis 'n gebed wat gelowiges vir mekaar bid en mekaar seën vir die pad wat ons loop. En aangesien ons vandag 'n preek gehad het vir elke liewe mens, kom ons wees daai gelowige wat ons wou gehad het vir ons daar moes wees. Kom ons ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Laat ons sing soos die Here.